seervlekkie. Lank gelede was daar 'n towerkasteel waar al die inwoners getoer was. Iemand het die prins van die kasteel in 'n afskuwelike ondier verander en sy getroue bediendes het almal allerhande huishoudelike goeders geword. Die hoofbediende van die kasteel het 'n horlosie geword. Sy naam is Cogsworth. En op die oggend wat ons storie begin, staan hy senuweeagtig voor sy meester, die ondier. Cogsworth, grom die ondier. Onthou, ek wil vandag alles 100% reg hê vir my ete saam met skoonlief. Niks mag verkeerd loop nie. Buite die kasteel in die koue winterlig sukkel 'n voëltjie intussen om teen die sterk wind te vlieg. Uiteindelik waai die wind die voëltjie by die groot kasteelvenster in wat die pragtige skoonlief sopas oopgemaak het. Skoonlief het maar onlangs in die kasteel kom bly. Sy is die enigste een wat daar woon wat nie getoer is nie. En almal, die ondier in kluis, word al hoe liewer vir haar. Kyk, sê skoonlief vir die kas, ek dink die ouetjie het sy vlerk seer gemaak. Ag, sies tog, sê die kas, maar moenie hom te naby aan my bring nie, ek is allergies vir voëlvere. Net toe hoor skoonlief en die kas hoe die ondier al grommend nader kom. Hy kom skoonlief nooi vir ete en hy is soos gewoonlik in 'n slegte bui. Gou, steek weg die voëltjie, waarsku die kas. Ons meester haat vreemdelinge in die kasteel, selfs voëls. Skoonlief weet nie waar anders om die voëltjie weg te steek nie en prop hom vinnig in die kas. Die ondier kom by skoonlief se kamer in en bulder. Skoonlief, jy gaan vandag saam met my eet. Skoonlief is nie gewoond daaraan dat mense so onbeleefd met haar praat nie en sy sê, nee, dankie, ek is nie honger nie. Wat? Brul die ondier, hoe durf jy weier? Maar die huishoudster, mevrou Potts, spring vorentoe en fluister vir die ondier. Skoonlief is nou niet hier, meester, en 'n bietjie senuweeagtig. Probeer haar vriendeliker vra. Vriendeliker? Vra die ondier. Hy het nog nooit daaraan gedink om met iemand vriendelik te wees nie, maar hy besluit om te probeer. Sal jy so gaaf wees om saam met my te eet, skoonlief? Skoonlief glimlag. Dit sal lekker wees, dankie. Toe die ondier uit is, haal skoonlief weer die voëltjie uit die kas. Sy draai die beseerde vlerkie sorgvuldig met 'n verband vas. Mevrou Potts se jong seun, Chip, kyk belangstellend toe. Agter hulle nies die arme kas. Dan help mevrou Potts en Chip om die voëltjie te bad. Later die oggend roep Cogsworth vir mevrou Potts en die ander bediendes bymekaar. Cogsworth jaag hulle ongeduldig aan en begin bevele uitdeel. Meester se ete moet perfek wees, dus moet julle elke opdrag presies uitvoer, beveel hy kwaai. Die bediendes hou nie van sy onbeskofte maniere nie, daarom ignoreer hulle Cogsworth en begin lag en praat met mekaar. Mevrou Potts doen haar bes om Cogsworth te help. Sy staan op en praat vriendelik met die bediendes. Pleks van kort af bevele uitdeel soos Cogsworth, vra sy hulle mooi om te help. Hulle staan dadelik op aandag, gereed om mevrou Potts se opdragte uit te voer. Maar Cogsworth is steeds ontevrede. Hy wil hê hulle moet na hom luister, nie na mevrou Potts nie. Teen 12:00, nadat die bediendes klaar die heerlike ete voorberei en die tafel gedek het, begin die ondier ongeduldig grom. Waar is skoonlief? Sy moes al 10 minute gelede hier gewees het. Ondier se geduld is op 'n end en hy storm met die trap op na skoonlief se kamer. Maar toe hy sommer onbeskof by haar kamer inbars, sien hy skoonlief is besig om 'n voëltjie te versorg. Wat soek die dierasie in my huis? Bulder die ondier. Skoonlief probeer verduidelik dat die voëltjie se vlerk seer gekry het en dat sy hom net versorg totdat hy herstel het en weer kan vlieg. Die ondier wil egter niks daarvan weet nie en probeer die verskrikte voëltjie vang. Hy jaag hom deur die huis om hom uit te gooi.
Maar terwyl hy agter die voeltjie aan is, struikel die ondier en rol teen die trap af. Skoonlief hardloop na die ondier toe. Hoewel die dirasie soms erg grimmig kan wees, weet sy dat hy eintlik 'n goeie hart het. "Het jy seer gekry? Maak asseblief jou oë oop," pleit sy. Maar die ondier bly bewusteloos. Agter haar staan Cogsworth en mevrou Potts bekommerd en toe kyk. Die voeltjie wil ook help en begin skielik vrolik sing om die bewustelose ondier te probeer wakker kry. Die ondier hoor die pragtige voëlsang. Hy maak sy oë oop en glimlag. "Haai, dis mooi musiek," prewel hy. Die ondier kom oorent en tel die voeltjie versigtig op sy vinger. "Skoonlief, jy was reg om die ouetjie so mooi te versorg," sê hy. "Hy sing so pragtig dat ek hom in 'n hok gaan sit en vir my hou." "In 'n hok?" roep Skoonlief ontsteld uit. "Nee, dit moet jy nie doen nie." Skoonlief doen haar bes om die ondier te oortuig dat die voeltjie vry moet wees, dat hy sal kwyn in 'n hok, maar die ondier wil niks daarvan hoor nie. "Ek het klaar besluit," sê hy kwaai en loop met die voeltjie teen die trap op. Kort daarna probeer Cogsworth weer sy bes om sy meester na te aap. Hy praat onbeleefd met die kombuispersoneel en blaf sy bevele kortaf en minagtend uit. Natuurlik hou die personeel niks daarvan nie en hulle ignoreer hom weer. Skielik hoor Cogsworth sy meester na hom roep. En toe hy by die kantoor kom, bulder die ondier. "Die voël wil nie sing nie, doen iets daaraan, Cogsworth." Maar wat?" stamel Cogsworth senuweeagtig. "Sing! Miskien sal die voël saam met jou sing," beveel die ondier ongeduldig. Cogsworth begin sing, maar die aaklige geluide maak die arme voeltjie net nog meer bedruk en die ondier nog grimmiger. Dan kom Skoonlief by die vertrek ingestap en sy sê, "Dis te verstaane dat die voeltjie nie wil sing nie. Julle kan mos sien hy is te neergedruk omdat hy in die hokkie moet sit." "Ek het hom beveel om te sing en hy moet my gehoorsaam," snou die ondier haar toe. "Jou bevele is net woorde, hulle beteken niks vir die voeltjie, of vir my nie," antwoord Skoonlief. Die volgende paar dae heers daar 'n bedrukte atmosfeer in die kasteel. Omdat Skoonlief en die voeltjie albei bitter ongelukkig is, voel al die ander ook miserabel. Selfs Luminier, die kandelaar se liggies is uit. Na 'n ruk is die ondier spyt oor wat hy gedoen het. Skoonlief lyk so ongelukkig. Miskien was sy reg, dink hy. Dalk is sy selfsug, sy onbeskofte optrede en sy ongeduld die oorsaak van al die probleme. Die ondier gaan vinnig terug na die voëlkoutjie, maak dit oop en gryp die verskrikte voeltjie. Maar toe die ondier na die balkon loop en sy hand oopmaak, besef die voeltjie dat die ondier hom nie kwaad wil aandoen nie, dat hy hom eintlik wil vrylaat. Die voeltjie bly doodstil op die ondier se vingers sit en glimlag dankbaar op na hom. En toe die voeltjie begin sing, sê die ondier, "Kyk, Cogsworth, die ouetjie hou van my." "Toe, vlieg weg na die ander voeltjies toe," moedig die ondier hom aan, en die voeltjie glimlag dankbaar. Hy oefen sy vlekkies 'n bietjie, flap hulle en vlieg weg. Maar die voeltjie se beseerde vlekkie het nog nie heeltemal herstel nie. Hy is te swak om teen die sterk wind om die kasteel te vlieg. En die ondier en Cogsworth kyk met afgryse hoe die wind hul geveerde vriendjie teen die kant van die kasteel vasvaai en hy bewusteloos grond toe val. "Toe maar, oukie," roep die ondier uit toe die voeltjie op die dak onder hulle neerstort. "Ek sal jou red." Dan spring die ondier van die balkon af tot op die dak onder hom om die voeltjie te gryp voordat hy verder val. "O, wees tog versigtig, meester," roep Cogsworth bekommerd uit van waar hy oor die balkon loer. Maar Cogsworth vergeet skoon om selfversigtig te wees. Hy verloor skielik sy balans en met 'n gil tuimel hy oor die balkon. Intussen doen die ondier alles in sy vermoë om sy balans op die kasteel se dak te behou terwyl hy die voeltjie optel.
Net toe val Cogsworth by hom verby en kry paniekerig sy meester se mantel beet. Die mantel skeur, maar gelukkig haak dit aan die hoek van die dak vas. Cogsworth klou so al wat hy kan en sien sy bekommerde vriende ver onder op die grond. Ag, doggie, ek skat, ek kry net wat ek verdien, prewel hy en sê, ek is jammer, ek moes nooit so lelik met julle gepraat het nie, vergewe my, asseblief. Skielik skeur die stuk mantel los en daar stort Cogsworth na benede, reg uit grond toe. Gelukkig hou Cogsworth se vriende kop en hou 'n kombers gereed, en toe Cogsworth vol verwondering saggies op die uitgestrekte kombers land, lag Luminier en sê, is jy al hier? Die tyd vlieg darm, né? 'n Paar dae later berei mevrou Potts en die ander bediendes 'n heerlike middagete vir hul meester en skoonlief voor. Cogsworth hou toesig, maar die keer is hy vol lof en komplimente, en sy mooi woorde laat die personeel glimlag en hulle werk geniet. Veral mevrou Potts glimlag breed. Sy is so bly dat Cogsworth uiteindelik die eerste les van leierskap geleer het, vriendelikheid. Skoonlief is ook gelukkig, nie net omdat die ondier die voeltjie gered het nie, maar ook so gaaf was om hom vry te laat. En terwyl hulle aan die tafel sit, sien Skoonlief en die ondier skielik iets by die venster. Die voeltjie het teruggekom kasteel toe om sy nuwe maatjie voor te stel, en nou begin die twee voeltjies buite op die vensterbank vrolik sing en chirp. Skoonlief is baie trots op die ondier wat met 'n gelukkige glimlag op sy gesig langs haar staan. Hy het 'n groot les oor goedhartigheid geleer.